uit ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis. Hier waar elkeen iemand is en iemand word. Hallo almal, baie welkom by ons video-opname hier vir Sondag 21 Junie. Ons almal dink ek is opgewonde oor die vakansie wat nader kom en ek hoop julle dan ook 'n paar vakansieplanne wat voor lê. Ons het hierdie week jeugdag gevier en na aanleiding van dit het ek besluit om vir ons te lees uit Matteus 18. Jy weet, ons was eintlik ons besig met hierdie reeks van Tom Smith oor sien God in die gewone raak. En ons gaan volgende kwartaal aan met daardie reeks, maar ons vat net so 'n kort breek oor die vakansie van die reeks. So ek gaan vir ons Matteus 18 lees en dan kortlik iets daaroor probeer sê, ook in hierdie met aanleiding van jeugdag. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Jesus, dankie dat ons weer die woord kan lees vanoggend. Dankie vir vriende en mense wat saam met ons op reis is en dat ons saam met mekaar ook kan probeer uitfigure wat dit beteken om U te volg. Elke keer kom verras U ons opnuut, soos vanoggend se teks. Kom help ons dat hierdie teks wat ons almal al gehoor het, nie tot ons lewe sal spreek en ook ons harte sal kom verander. Amen. Ons lees Matteus 18 vers 1 tot 6. Die belangrikste in die koninkryk. In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kinders word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie hom gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang my. Dan lees ek in vers 6 ook: elkeen wat een van hierdie kindertjies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diep see verdrink. Ons lees net tot sover. Nou 'n bekende teks, dink meeste van ons het dit gelees of iewers gehoor van hierdie teks waar Jesus oor die kindertjies praat. Dis 'n teks wat ons weer iets beleef van hoe radikaal die evangelie is. Nou in ons konteks, heel moontlik sukkel ons om te verstaan hoekom dit dan nou so radikaal was. Maar hierdie woorde in daai konteks was verskriklik radikaal gewees. Die mense, is ek seker, was groot geskok gewees toe Jesus hierdie kindjie wat in daai samelewing niks was, hier na die middel roep en sê: hey, kom staan gou hier. Ek wil iets vir die mense sê. Ons weet nou al, dink ek, dat Jesus se bediening en sy woorde radikaal was en dat hy mense op verskillende vlakke uitgedaag het. Maar vanoggend kom hy spesifiek om die mense uit te daag ook oor hulle siening rondom kinders. Hy vra: sien julle die kinders raak in julle samelewing? Nou as ons oor kindwees praat, en toe ek die teks weer gelees het, kon ek nie anders as 'n bietjie oor my eie kindwees na te dinkie. Ek dink ons almal het dink met nostalgie terug aan ons kinderdae, dalk was dit daai familievakansies wat julle saam gehad het, of die vriende op skool of sportdae wat jy gehad het, of sommer net jou ma se kos wat by die huis was. As 'n klomp herinneringe, ons kan mekaar lank besig hou. Ons almal was eendag van 'n tyd kind gewees, sommige dalk bietjie langer terug as ander. Maar toe ek ook aan kindwees dink en aan jeugdag dink, toe besef ek dat daar's natuurlik 'n klomp mense in ons lewe, in ons land, in ons samelewing, wat nie met soveel mooi herinneringe kan terugdink aan hulle kinderdae. Daar's 'n klomp volwassenes vandag wat se kinderdae gevul was met 'n klomp seer en moeilike dinge. En met jeugdag kom dink ons ook daaraan. En wil ons kom sê dat kinders, maak nie saak wie jy is nie, belangrik moet wees, dat kinders 'n belangrike deel is van God se koninkryk. Nou daar's twee goed dat ek vanoggend wil sê wat ek dink ons in die teks hoor. Die eerste ding is net dat om kind te wees belangrik is. Dat ons in die teks uitgenooi word om kind te wees. Daar's sekere eienskappe van kinders waarna ons moet kyk en wat belangrik is in God se koninkryk, om te wonder, om te droom, om te kan verbeel, om vrae te kan vra. Ek gaan nou iets daaroor sê. So net om kind te wees. Jesus sê ons moet soos kinders wees. Die tweede ding is net wat ons hoor in die teks is dat kinders is belangrik. Kinders is belangrik. Nou kom ons kyk vandag eers na die eerste een, om kind te wees. Jesus sê om te verander en soos kindertjies te word. Dit is wat hy ons daar uitnooi.
Die Message vertaling sê, return to square one and start over like children. Natuurlijk het kinders nou 'n klomp eienskap, as Jesus sê ons moet kinders, soos kinders word, wat bedoel hy? Maar as hierdie aanhaling wat ek gelees het van Dirkie Smit, het sê, kinders huil en lag maklik. En dit is moontlik om beide huil en lag te verstaan as uitdrukkings van dieselfde vermoë om te hoop. Natuurlik is kinders nie volmaak nie. Ek kan julle lank besig hou oor foute en uitdagings van kinders. Dat kinders ook maar kan lelik wees met mekaar, en kan stout wees. Maar Dirkie Smit se aanhaling het my hierdie week kom help. Asof hy wil sê daarmee dat kinders is mense van hoop. Kinders is mense van hoop. Kinders het die vermoë om diep te kan huil, maar ook om lekker te kan lag. In my huis voel dit baie keer of hierdie twee emosies is wat elke dag, die enigste twee emosies wat elke dag plaasvind, of huil of lag. Maar kinders sê hulle huil omdat hulle glo dat dinge anders kan wees. Hulle glo dat die wêreld soos dit nou is nog anders kan wees. As hulle huil is dit amper asof hulle sê iets is nie reg nie. Iets hier is nie reg nie en ek glo dat dit kan anders wees. Ek glo dat iets beters moontlik kan wees en daarom is ek so hartseer want iets beters is moontlik. As groot mense ervaar ons ook baie keer die ongeregtigheid van die wêreld en die seer en die stikkindheid, maar dit is asof ons maar net dan vir mekaar sê, dit is maar net hoe dit is. Dinge is maar net so. Ons huil nie meer, ons raak nie meer hartseer oor dit wat stikkend is nie. Ek dink ons almal was al in 'n gesprek met 'n kind wat hulle begin vra hoekom. Dan antwoord jy en sê hulle weer hoekom en hoekom en hoekom. Kinders vra nog hoekom is dinge nie reg nie. Hoekom is daar mense in tronke? Hoekom is daar mense wat honger is? Hoekom maak mense mekaar seer? En so kan ons aangaan. Hoekom? Kinders is nog oop vir die werklikheid van God se koninkryk. Hulle aanvaar dit nie net soms soos dit is nie. Hulle vra hoekom is dit so? Hulle lewe nog met hierdie vertroue en verwagting dat dinge mooier kan wees. Iemand sê hierdie week en lees ek hulle sê huil is 'n teken van word kan beskryf word as profetiese weerstand. As kinders huil is dit amper 'n manier wat hulle sê hulle weier om dit wat verkeerd is te aanvaar. Dit laat mense dink aan die profete in die Ou Testament wat ook baie gekla het en ook soms gehuil het en gesê het maar hulle kan nie die ongeregtigheid van die wêreld net aanvaar nie. Dit is nie reg nie. Jesus kom en dan nooi hierdie kind na die middel vanoggend weer. Hy sê kom staan in die middel. En hy nooi ons en hy sê word weer soos hierdie kindjie. Hy nooi iemand in die middel wat nog hartseer raak oor die seer en die ongeregtigheid van die wêreld. Jesus kon nooi ons as kerk vanoggend dink ek weer om te sê julle kerk het 'n roeping. Julle kan nie net die geweld en die ongeregtigheid van die wêreld aanvaar nie. Julle kan nooit daarmee tevrede wees nie. Julle kan nie aanvaar dat dit net normaal is nie. Julle moet soos 'n kind verlang dat iets nuuts en iets mooi nog steeds moontlik is. En ons as kerk moet daarna toe werk. Jesus nooi ons om soos kinders te lag en te huil. Kinders wat lag is natuurlik kinders wat sê, kyk hier, dit is hoe dit moet wees. Dit is hoe dit behoort te wees. Iemand vertel my gister dat hulle besig is met dat hulle studies in 'n meestersgraad in toekomsstudies gedoen het en dat hy nou met deur sy studies baie keer by besighede gaan praat. En dan is een van die vrae wat hulle vra is, hoe sien jy die toekoms? En hy sê dit gebeur verskriklik min dat daar leiers is, mense in groot besighede, volwasse mense is wat as hulle die toekomsprentjie moet skets, 'n positiewe prentjie skets. Hulle sal altyd negatiewe goed sien soos hy gaan die wêreld oorvat, mense gaan hulle werke verloor of sulke goeters. So dit gebeur baie min dat mense hierdie positiewe uitkyk het oor die toekoms. Maar kinders doen dit nog. Kinders kry dit reg om te verbeel en te droom, te lewe asof iets niets moontlik is. En Jesus nooi ons uit om saam met kinders in sy koninkryk te leef. Die tweede ding wat ons hoor in die teks is net die blote feit dat Jesus sê dat kinders is vir my belangrik. Hierdie mensies in julle samelewing, hierdie kleintjies, hulle is vir my belangrik. Die disippels is weer hier aan die stry amper oor wie die belangrikste. Hulle kom na Jesus toe. Mens kan amper glo dat hulle alweer hierdie vraag vra, wat hulle nie verstaan nie. Jesus, wie is die belangrikste? Nou kom Jesus en hy wil amper vir hulle sê, julle is alweer besig om die pot heeltemal te mis. Wie julle dink die belangrikste is, wie die wêreld dink die belangrikste is heeltemal anders as wie ek dink die belangrikste is. Jesus kom draai soveel kere van tevore die siening en hulle sieninge heeltemal op sy kop.
Nou tye het natuurlik baie verander, maar ek dink baie keer deel ons nog van hierdie sieninge van die antieke Midde-Ooste as ons oor die plek van kinders in die samelewing. Baie keer is kinders maar nog steeds hier onder in die sosiale hiërargie van ons. Hulle is maar daaronder. Hulle moet nie te belangrik wees, hulle moet gesien word, nie gehoor word nie. En dan kom Jesus in hierdie vraag wat hulle vra, en hy nooi hierdie kindjie, en hy sê, kom staan hier in die middel. Sonder dat Jesus iets sê oor wie is die belangrikste, kom doen hy iets radikaals. Deur net hierdie kind te nooi na die middel, doen hy iets wat nie gewoon was nie. Doen hy iets wat eintlik radikaal was, wat niemand sou gedink het, sou gebeur nie. Asof Jesus vir hulle wil sê, sien hierdie kind raak. Die mense daar laat nie eens geweet daar's kinders nie. Die wat die kinders gesien het, moet ek gesê, gaan net weg asseblief. Sê Jesus, sien hierdie kind raak. Hulle dalk nie verstaan wat het dit te doen met die vraag oor wie die belangrikste is nie. Maar asof Jesus vir hulle wil kom sê, dat hierdie kind het alles te doen met daai vraag oor wie die belangrikste is, want die kind en kinders is vir my die belangrikste. En hy sê, wie hierdie kind in my naam ontvang my. Ek is amper 'n bietjie dink aan Matteus 25, van wie dit aan die geringstes doen dit vir my. Sê, wie hierdie kind ontvang my. Ons almal het al geworstel met die vraag van, waar kan ek Jesus beleef, hoe kan ek Jesus meer dien? Ons kan aangaan met 'n klomp vrae, wat ons baie keer vra. En asof Jesus net hierdie eenvoudige antwoord gee, vriende, as jy my wil ervaar, sien jy kinders raak. As haar kind na jou toe kom, is dit asof Jesus na jou toe kom. Jesus leef in ons kinders. En ek kan aangaan met statistieke nou, oor hoe het in ons land lyk. Ons weet dat 13 miljoen kinders lewe op ondersteuning van die regering, 3 miljoen kinders het die ouers, 11 miljoen kinders lewe in absolute armoede. 1/3 van ons land se mense is kinders. 33% van ons bevolking is kinders. So 'n groot deel. En Jesus nooi ons vanoggend uit en sê, sien hierdie kinders raak. Vir al hierdie kinders wat swaar kry en seer het, hy sê, wie so 'n kind in my naam ontvang my. Maar vriende, as Jesus dit sê, is dit nie net 'n mooi metafoor nie. Ons moet ook hoor dat daar 'n stukkie oordeel tot 'n mate daarin is. Wat sê, waar Jesus ook sê, as julle my mis, as julle die kinders mis in ons samelewing, is julle besig om my te mis. En wees versigtig, dat julle nie besig raak met 'n klomp ander goeders, en dat julle my mis, en die kinders in ons samelewing. As jy gaan soek my tussen die kinders, as julle my wil soek, gaan soek my tussen die kinders wat nog verbeel, die kinders wat nog huil, die kinders wat nog lag, maar ook by die kinders wat seer het. Tweede ding wat ons hoor in die teks, is dat Jesus ons uitnooi en sê, sien die kinders raak. Vriende, die teks sluit af met 'n verskriklike ernstige waarskuwing. Dis van daai tekste wat ek wens ek nie hoef te gelees het nie. Maar ek kan nie vanoggend anders as om dit raak te lees en iets daaroor te sê nie. Dit sê elkeen wat een van hierdie kinders wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsel in sy nek in die see verdrink. Dis my moeilik om te dink dat hierdie Jesus wat ek kan bid en wat ek Sondag voor sing, hierdie woorde kan sê, dat hy sê, dis beter dat jy met 'n meelsel in jou nek verdrink. Maar ek hoor ook dan dat Jesus sê, ek wil hê julle moet hoor hoe belangrik kinders vir my is. Dis nie net 'n side issue nie, dit is die hart van die evangelie, is hoe ons kinders hanteer. Dis 'n groot waarskuwing daarin, hoe ons kinders hanteer. Maar ek dink as Jesus dit sê, dan kom praat hy ook oor hierdie eienskappe van kind wees. En hy sê, ons moet ook versigtig wees, dat ons nie kinders se vermoë om te hoop en te droom en te lag vernietig nie. Daar's ook 'n waarskuwing in vir die kere wat ons vir kinders sê, ag, dis maar net hoe dit moet wees, aanvaar dit net soos dit is. Nee man, moenie soveel vra nie, dit is maar net hoe die wêreld is. Asof Jesus sê, as ons daai dinge gaan stop, as ons kinders se vermoë gaan stop om te droom oor die toekoms, oor my koninkryk, sê dit beter dat julle in die see verdrink. Moenie kinders stil maak nie. Moenie kinders laat struikel in hulle vermoë om nog te droom nie. Ek sluit af. Mag ons soos kinders word. Mag ons by kinders leer.
Mag ons die vermoë weer aanleer om te droom en te lag, maar mag ons ook die vermoë aanleer om te huil oor wanneer dinge stikkend is. Wanneer daar seer is, mag ons treur, soos wat kinders ook huil, omdat ons glo dat iets mooiers in hierdie wêreld moontlik is. En mag ons die kinders in ons samelewing raak sien. Mag die Here ons die vermoë gee, nuwe oë gee om die kinders in ons samelewing raak te sien. Want hy sê as ons hulle raak sien, as ons hulle ontvang, dan ontvang ons vir hom. Mag ons, as ons jeugdag vier, ook dink aan die belangrikheid van kinders in Jesus se koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dit is 'n moeilike teks om te lees, want ons besef dat ons baie van hierdie eienskappe van kind wees verloor het. Kom gee ons weer vanoggend die vermoë om te kan huil en te kan lag soos kinders en te kan droom. En kom Here, maak ons oë oop as kerk en maak ons oë oop om kinders raak te sien. Mag ons hierdie kinders ontvang, want ons weet as ons hulle ontvang, ontvang ons vir U. Amen.